dorpse meisie, ek is lief vir jou. Blikkies dorpse meisie, môre gaan ons trou. My hart die klop van liefde, liefde net vir jou. Blikkies dorpse meisie, môre gaan ons trou. Daarom die koning, die straatse koning, saam met die bruilofsvaart. Daarom die koning, die straatse koning, saam met die bruilofsvaart. Jou angelier, jou roosblom, ek is lief vir jou. Kyk die beringbompie, ek is lief vir jou. Geef vir my die ja-woord wil ek hê. As jy my ook lief het, dan moet jy nader lê. Daarom die koning, die straatse koning. Was dit nou regtig nodig geweest? Probeer jy ook my naam swart smeer op hierdie dorp? Wat het jy daardie bereik? Sê my, wat het jy gewen? Het jy jou geglo? Nee, sê het nie. Jy maak my siek. Los my, ek is nie sjaal wat jy kan ruk en pluk soos 'n barbaar nie. Ek het jou 'n vraag gevra. Ek het gehoor. En ja, ek dink ek het iets bereik. Die welsyn gaan 'n verslag aanvra van dokter Kritzinger en ek sal vir Kritzinger bel. En ek hoop hulle vat jou hof toe. Dink jy Kritzinger sal ooit 'n inkriminerende verslag teen my opstel? Hoe naïef kan 'n mens wees? Onthou jy ou soon Tron se dogter wat laas jaar verwag moet geraak het? Onthou jy dit was Kritzinger wat haar verwys het aan die dokter in Johannesburg? Dink jy sal teen my getuig? Nooit. Kom dit van jou verwag. Jy sal vir niks tyd nie eers vir afpersing nie. Presies. Jy weet eintlik. Ek het nie gedink ek sou maklik hierdie dag beleef. Maar ek haat jou. Maar jy kan my nie skei nie, kan jy maar. En dan sê jy op straat. Absoluut niks. Ja, Hendrik. Ek sal jou nie skei. Ek sal jou nie die satisfaksie gee nie. Ek sal jou persoonlike parasiet word. Soos wat jy al my geld en al my besittings stap vir stap op jou naam gekry het. Nou het jy alles, maar jy het vir my ook. En ek gaan dit nie vir jou maklik maak om saam met my te leef nie. So dink 'n bietjie daaroor. Is dit presies hoe jy het onthou? Ja, wel, min of meer. Goed, ek sal dit my aparte boks gebruik. Hoor eens Jolien, kyk hier. Dit sê A4 ding. Gisterand se raadsvergadering. Hulle wil 'n nuwe dorpsgebied oopstel. Die plaas Klipfontein deel 24. Ek wil hier met die munisipaliteit toe gaan en gaan uitvind wie die eienaar is en waar presies die plaas lê. Dan wil ek hier met so toe gaan en met hom gaan praat. Dis vandag 'n skatryk man. Hoe hoor jy so klets weer gewys op daai kamera? Ja, Goed, dan neem jy 'n paar foto's van die ou. Kom maar by die opstel waar dit op goed lyk. En dan kom jy dadelik terug. Ek wil hier moet kyk na hierdie goeders. Ek skryf vir Breed en Shaw, in geval ek iets verkeerd. okay, Dries. Dit al. Ja, dankie. Hoe lyk dit vir jou? Nee, dit lyk goed. Dit lyk goed, homself. Sit net so rukkie. Dan goed. Ek kry net vir my Johan Oosthuizen in die hande. Ek wil hê met nou 'n klomp berigte kom kyk hierso. Goed, dankie. Ek dink ek gaan ons sommer die sportprent ook vir die prokureur wys homself. Ja. Kan ons nie kwaad doen om 'n bietjie regsopinie in te win oor al items wat ons het nie. Ek kan vir jou een ding beloof. As daai koerant op die straat is 'n kwartier daarna, dan sit Breed by sy prokureurs in die kantoor. Ja. Het jy daai strokiesprente klaar gemaak? Ja, ek het dit daar meneer se mandjie gesit. Goed, gemaak maar die eerste bladsy op. Roep my as jy klaar is. En die breed stories ook? Nee, hou hulle vir bladsy 1. Ja. Sorry. Meneer, die storie oor die klagte by die perskaart. Waar kom hy? Jy klaar met hom? Ja meneer, nou net. Bladsy 1 in 'n boks. Reg. Daai bewoording korrek. Net soos op hulle brief meneer. Ja, hoor hierso plets gaan haal asseblief daai cheque wat Hendrik Breed aan Helene uitgemaak het. Dan vat jy hom oor na die drukkery toe. Dat hulle blok af maak. Goed. Reg meneer. En Gertie, kry my asseblief Dok Kritzinger in die hande. Ja, ek wil graag met hom praat. Hier.
begin laas jaar, nie langer as 18 maande, 2 jaar gelede. Toe bel die stadsraad my eendag. Toe vra hulle vir my of ek nie dorpsontwikkeling op hierdie koppie sal toelaat nie. Toe sê ek ja, die grond beteken niks. En dis die heel laaste wat ek van hulle gehoor het. Nou wat het hulle u aangebied vir die grond? Aanbied, dis die hele storie. Ek dink hulle gaan niks van kom nie. En so in verlede week, toe kom hier 'n kerel van die dorp af aan. En hy maak my offer van R500 per morg vir die stuk grond. Ek dog hy's mal. Jy kan nie eens besig op die koppie laat rondloop sonder dat hulle klippe vlees. Het smaak my eens ingeloop. Nou kan jy nie nog kop uittrek nie. Nee, ek weet nie. Ek sal moet prokureurs toe môre. Maar ek nie veel hoop nie. Die man het 'n kontrak hier gehad. Bladsy en bladsy vol voorwaardes. En die helfte het in die inlating. Ek nie eens alles gelees nie. Toe teken ek. Die man het 'n opsie vir 3 maande. En nou gaan hy seker 'n opsie opneem. Dit reik na 'n skelmstuk nie. Wie is die man wat die opsie kom neem? 'n Duplessis kerel, 'n Jacques Duplessis. Hy's glo kontakteer of iets op die dorp. Dis reg, 'n Duplessis. Nou gaan u nou maar die saak daar los. Nee, ek gaan môre die kar vat en prokureurs toe ry. Hier's iets groot fouties aan die gang. Ek wil net gou 'n paar foto's van die nemes in die omgewing, net my kamera gaan kry. Seker, ek was nog nooit in my lewe in 'n koerant gelees. Meneer Winterbach, jy kan nie die ding publiseer nie, is jy mal? Dan Gertie, ek is besig aan tikkie ding. Het jou prokureur dit gelees? Hy sit in die kantoor. En sodra jy die ding klaar getik het, dan neem jy dit na hom toe. Dis dan nou so moeilik. As jou pa vandag hier was. Wel, hy is nie. Hy het nooit moeilikheid met vername mense gemaak soos die Breeds en die Steenkamps nie. Jy lyk baie opgewonde. Ek dink ons het 'n groot storie, 'n groot storie. Jacques Duplessis het 'n week gelede opsie geneem op daardie grond. 'n Week gelede. Ek het foto's geneem daarvan, dit is 'n nuttelose stuk landbougrond. Jacques sou dit onmoontlik gekoop het vir boerdery. So hy moes inligting gehad. Iemand moes hom gesê het. En daardie iemand is Breed. Dit was 'n bestuurskomitee aanbeveling en die bestuurskomitee het verlede week al gesit. So hy kon net geweet het as Breed hom gesê het. Dan Gertie, kry vir my Jacques Duplessis in die hande. Soek hom tot jy hom kry. Al lê hy by sy vrou in die bed. Meneer Duplessis, is die gazet hier. Gertie Smit wat praat. Ag meneer Duplessis, meneer Winterbach wil weet, as jy 'n kansie kry of hierheen kan kom. Hy sê is vreeslik dringend. O nee. Sal hy so 'n oombliekie aanhou, dan sit ek deur na meneer Winterbach toe. Dankie. Willem Jacques. Ja, ek is jammer. Hoorie so, ons het 'n storie hier van grond wat jy gekoop het. Ja, die nuwe dorpsontwikkeling. Nou, soos dit vir my lyk, het jy inligting gehad oor die ontwikkeling. Jy sou nie so 'n nuttelose stuk grond gekoop het nie. Ja. Ek dink jy moet maar kom kyk wat ons gaan skryf. Goed doen, Jacques. Dankie. Die bottel gaan bars gemaak en dit is verseker. Jy weet, ek het nog nie self te gelees van wat jy geskryf het nie. En dis laster as ek al ooit laster gesien het. In hierdie spot. Die implikasie is dat hy die kind geslaan het. Al sê julle dis die gesê. En julle plaas hy berig van Klein Sjaal op dieselfde bladsy. Ja, maar ons kan elke ding bewys aan, man. Nee, ek weet. Ek dink ons moet 'n tweede opinie kry. Maar ek voel nie lekker hoe dit uitgaan. Breed gaan sê julle die opset om hom te belaster en julle het dit. As julle prokureur se koerant moet uitgee, sal hy nooit in die straat verskyn. Julle sal sit en kibbel oor woorde terwyl die wêreld om julle vergaan. Jy vra my oor 'n regsopinie en ek gee jou een. As jy in die hof verskyn vir laster, nou moet ek 'n advokaat kry met hom. Ja. Kom ons vat die berigte een vir een. Hier het ek 'n berig oor die drukkery wat ons kennis gegee het. Ek het 'n afskrif van hulle brief. Wat sê die berig verder? Hy sê Breed het hom Swanie onder druk geplaas om die Gazette se werk nie meer te doen nie. Dit het hom Swanie self vir my gesê. En wat meer is, Hendrik Breed het dit ook vir my gesê. En was daar getuies? Nou goed, daar was nie getuienis nie, maar kom ons gaan net vir 'n oomblik aan. Breed het die sakekamer se bestuur probeer oorreed om 'n verbod te plaas op alle advertensies by die Gazette. Breed het ook die Gazette gebou gekoop by hom Jacques. En dis 'n feit, dis nie 'n bespiegeling. En dan het ek fotokopieë van 'n brief waarmee ons tuister oor allerlei klein likhede. Soos die lugverkoeling wat afgesit word, die ligte,
parkering vir ons voertuie. Tot dusver het ek Breed nog nie van enige onwettigheid beskuldig. Dis nie onwettig vir 'n man om vet of lelik te wees nie, maar dis laster as jy dit in jou koerant skryf. Ja, oosie, maar dis die risiko wat ek gaan loop. En dan Charles Breed. Wat sê die berig? Sê Charles Breed het beweer dat sy voog hom geslaan. Daarbey het ons 'n foto. Ons het vir Breed gebel. Hy het gesê hy praat nie met so 'n gemors koerant soos ek gesê. Dit het ons op band. Ons het hom 'n kans gegee om homself te verdedig, maar dit het nie ontken nie opbevestig. Maar goed, dis billik. Ons sê ook Charles het doktersbehandeling gekry en dis 'n feit. Die welsyn het hom ondersoek. Dis ook 'n feit. En na die welsynse ondersoek het hulle geen kommentaar gehad nie. Dit het ons op band. Jy weet, soos dit vir my lyk, het julle hier 'n hele rits aksies wat Breed nou teen die Gazette voer. Dis die drukpers en die geboue en die advertensies. En van daar af gaan jy smeer ons swart oor die kind wat hy geslaan het. Nee, maar jy maak 'n fout. Kyk, Nee, die wag net so 'n bietjie. Die welsynsondersoek kan net sowel bevind dat hy die kind regverdiglik getuigtig het en dan sit. ja, maar ek sal daai risiko loop op hierdie berigte en daai spotprent. Dit mag lasterlik wees, maar dit is die waarheid. En dit is in openbare belang. Nou beweeg jy op dun ys. Ja, laat ons nie daaroor argumenteer nie. Dit is 'n lang storie en jy weet dit. Ons praat oor die grondstorie. Ek het Jacques du Plessis op band oor Hendrik Breed. Wat Breed alles aan hom gedoen het. Dat hy hom afgepers het oor 'n vrou, dat hy hom gedwing het om die Gazette-gebou te koop en dat hy uit hoofde van sy posisie by die bestuurskomitee alle inligting wat hy gekry het, gebruik het tot eie gewin. En dan is ook die storie van Jacques wat die grond gekoop het waar daar dorpsuitbreiding kom. Dus wil jy nou self die Gazette toemaak? Wil jy nou self Breed se vuilwerk vir hom doen? Al wat ek van jou wil weet is dit. Is hierdie band geldige getuienis in die hof of nie? Die hof sal dan luister, ja, maar jy weet, 'n bandopname kan geredigeer word. Daar kan stukke uitgesny word om die konteks van 'n sin of 'n woord te verander wat heeltemal 'n ander lig op die saak bring. As Jacques du Plessis die akkuraatheid van daai bandopname betwis, dan sê jy moet bewys daar's nie met die ding gepeter. En daarvoor jy deskundige getuienis nodig. Ja, maar wat ek kan kry. Ja, maar hy kan getuienis tot die teendeel kry. En dan word die hele saak vir die hof twyfelagtig en dis net soos dit werk. O, hallo Jacques, kom in. Kom in, Elie. Nou, Jy ken vir Oosie. ja, ons het al ontmoet. Jacques. Toe ek en jy nou die dag gepraat het Van Plets en alles op band opgeneem. Jy lieg. Daar was nie 'n bandopnemer in die nabyheid nie. Hy het dit in sy sak gehad. Maar dan het jy my mos bedrieg. Los liewer woorde soos lieg en bedrieg. Ek gaan 'n storie maak van hierdie aankoop van hierdie ontwikkelingsgrond vir jou. Laat ek vir jou transkripsie lees. Wat jy oor Breed te sê gehad het in hierdie konteks. Jy het gesê, hy is korrup, Andries. Hy gebruik sy posisie in die bestuurskomitee vir sy eie geldelike voordeel. Hy verkoop dit vir inligting en hy ruil dit vir gunsies. Nou, hoe klink hierdie stelling in die konteks daarvan dat jy hierdie Gazette-gebou verkoop het onder dwang aan Hendrik Breed? En 'n rukkie later koop jy 'n nuttelose stuk landbougrond waarop daar 'n week later aangekondig word dat dit dorpsgebied word. Ek sal elke woord ontken. Jy moet nie dink jy gaan van my ook afpers nie. Ek pers jou nie. Ek soek net iemand op hierdie dorp wat die morele moed het om op te staan en teen Hendrik Breed te getuig. Nee, los my uit. Dries, ek en jou pa was vriende. Wat sou hy gesê? Moenie my probeer vang met sentiment nie, om Jacques. Dit gaan nie werk nie. Daar was nooit moeilikheid op hierdie dorp nie, tot nou toe. Dis jy wat moeilikheid soek. Ek wat moeilikheid maak. En toe jy vir Helene McDonald gesê het jy's haar pa, was dit nie die walglikste stukkie bedrog wat nog ooit gepleeg is nie. Het ek vir haar gesê ek is haar pa? Of het Breed? Toe! Sê my dit. Jy het geweet wat Breed se plan was en jy het saamgespeel. Nou goed. Hy pers my af. Wat wil jy, wat moet ek aan doen? Na die polisie toe hardloop, dat die storie die wêreld vol rigbaar word? Dat my vrou my skei, dat my kinders my vraag? Is dit wat jy wil hê? As dit is wat jy wil hê, dan sê ek nee. Die prys is te hoog. Juffrou, ek is jammer wat ek aan jou gedoen het. Jy sal nie weet hoe spyt is ek daaroor nie. Ek is jammer. Jacques,
Is dit al wat jy te sê het? Ek begin dink Brit was reg. Die Gazette is 'n seer in hierdie dorp wat moet uitgewis word. Hy's 'n bang man. Ek kry hom jammer. Ek ook. Praat al soos almal. As daar 'n seer is op die dorp en die koerant skryf daaroor en kry die koerant die skuld. Asof die spieël die skuld moet kry vir die koningin se moesies en vratte. Andries, as jy my vra, los hierdie grondstorie. Ek gaan jou verskriklik vasloop. In 'n half kan jy net tweede kom. Ja, geval is julle my weer nodig het dan maar. Goed. Sterkte. Sam? Hoe lyk dit? Ek maak nog net die laaste bladsy op, meneer. Ek wag nog net vir Plet se storie. Mooi. Plets as om Sam klaar is, dan vat jy die goed oor drukkery toe. Ek en Helene gaan net hier oorkant 'n drankie drink. OK, meneer. Ek sal maar hier sit en daags lê. Maar ek gee nie om nie, meneer. Regtig. Moet ek vir jou 'n koel drankie bring, Plets? Dankie, meneer. Nee, dis net een te veel. Sam, het jy gesien wat skryf Winterbag in sy hoofartikel? Hoeveel duisend keer het ek jou al gesê, Albert? Ek lees nie die hoofartikel. Wel, ek weier om dit te tik. Ek weier. Kom daar 'n lastersaak, dan Gertie dit getik en dan moet sy haar betaal. O nee, gaan dit nie doen nie. Los dit tog op jou masjien, Gertie. Ek sal kotik. Ek skrik tog nie vir breed nie. Ag, jy het nie genoeg intelligensie om te skrik nie van pretsen. Jy is 'n mooi kind, weet jy. Vind jy dit nou eers uit? Jep, nog nie opgelet nie. Jy is ook so besig met jou koerant, Dries. Is daar enigiets wat vir jou belangriker is as die koerant? Nee. Wat jy sê wat? As ek en jy saam op skool was, had ek jou gevra om te keis. Is dit die tyd van die nag wat jy begin vryerig raak? Dis die tyd van die nag dat ek begin alleen voel. Dat ek groot drome droom van 'n onstuimige, onkeerbare liefde. Dat ek die draak sommer wil doodsteek vir die pragtige prinses. Bekommer jy jou oor die koerant? Ons is op dun ys, is waar wat Oosie gesê het. Maar dink jy Breed gaan iets probeer doen? Soos 'n lastersaak of so iets? Ja, ek weet nie. Hy sal iets anders probeer. Ons onverwags probeer val. Hoekom verkoop jy nie die koerant nie, Dries? Hy gaan van jou 'n ou man maak voor jy 40 is. Wie dit ek kon getik het voor ek met 'n pen kon skryf. Toe ek so 'n klein ouetjie was. Wie wat was my speelgoed? Kamera. Ek het koerant gespeel vandat ek kan onthou. Ek het in die drukkery groot geword. As my hemde vuil was, dan was dit van drukkersink. Ek het nooit 'n sent sakgeld gekry nie. Ek het my geldjies verdien om koerante te verkoop op die straathoeke. Wie wat was my eerste storie vir die koerant? Wat? Griek op die hoek. Hy het altyd 'n brood gevat en op die toonbank neergesit langs die kasregister. En elke ou wat daar inkom, hy betaal vir daardie brood. Hy het so 'n brood 87 keer verkoop eendag. Dis my eerste storie. Die eerste laste. En toe het jou pa dit gepubliseer. Ja, hy het dit gepubliseer. Sonder die naam van die kafee en die eienaar. Het groot opslag gemaak hier op die dorp. Van daardie dag af was ek 'n koerantman. Ek was nog eens op die skool nie. En jou vrou? Sy het dit nie verstaan. Nee, sy wil van my 'n groot skrywer maak. Fiksie, romans, gedigte, letterkunde. Ek kan net sowel 'n perd deur vis eet. Die proewe is seker al af. Ons gaan kyk.
Wie wat, Winterbag? As ek en jy op skool was, en jy het my gevra om te kuis, dan het ek jou gesê. Regtig. Ja. Kom, ry. Jullie check my net hierdie blad. Okay. Nou Sam, check net hierdie sport, ek dink daar's iets. Andrie, kan ek jou oomblik sien asseblief? Wat is ons? Man, ek weet nie of dit goeie of slegte nuus is nie, maar ek het die drukkery verkoop aan Premier Printers in Johannesburg. Ek sien. Wanneer het dit gebeur? Gister. Kyk, ek wou nie Dries, maar hulle prys was goed en buitendien breed met al sy dregamente. Jy weet wat gebeur het. Ek sien nie kans vir daai bemoeilikheid nie. Dus ek sien nie kans. Wat nou van my koerant? Ek kan nie sê nie, Dries, ek weet het. Nie my bluf nie, so nie. Vertel my eerder die waarheid, dan weet ek ten minste waar ek staan. Man, die ding is, ek het gehoor hulle wil dalk self 'n koerant kom uitgee hier in Hofmansdal. Wat nou van my drukkontrak? Hulle is nie gebind om my kontrakte na te. Wat probeer jy vir my sê om Swannie dat hulle nie die Gazette gaan druk nie? Ek weet nie wat hulle gaan doen nie. Ek kan nie sê. Wanneer neem hulle oor? Maandag. Swannie, is daar enige verbintenis tussen Breed en hierdie Premier Printing? Ek dink so. Hoekom? Want die kerel wat vir my die aanbod gemaak het, Pluto sy naam, hy en ek het saam gaan eet en toe kom Breed in die restaurant in. Hulle het mekaar geken. Ek het eintlik die gevoel gekry dat Breed verwag het om ons daar te kry. Hulle het 'n paar woorde gesels en toe's Breed weer uit. Oom Swannie, ek het jou eenslag gevra. En nou vra ek jou weer. Is jy bereid om 'n verklaring af te lê? Onder eed, oor wat Breed vir jou gesê die slag toe hy nou gehad het jy met my toemaak. En oor hoe hy sy posisie gebruik om vir jou besigheidsregte te kry op jou dorpperseel. En oor die munisipaliteit se drukkontrak. Maar ek kan nie. Jy weet dit mos. Nou goed, oom Swan. Nou sê ek vir jou sê wat ek gaan doen. Ek gaan 'n storie daaroor skryf buitendien. En dan gaan ek 'n storie skryf oor 'n baie snaakse grondtransaksie waarby Breed dalk betrokke is. En ek weet wat Breed gaan doen. Hy gaan my koerant dagvaar verlaster. En dan is daar 'n hofsaak. En dan gaan ek vir jou en vir Jacques Du Plessis en vir Dr. Kritzinger dagvaar as getuies. En dan wil ek sien of jy bereid gaan wees om onder eed te lieg. Jy kan dit nie doen nie. So nie. Wil jy weet? Wil jy weet? Sam, al uit daai hoofberig. Ek gaan die storie skryf oor Breed se korrupsie. Dis hy meneer. Maar Breed en ek wil hê jy moet kantoor toe gaan. Kyk in my boekrak in die kantoor, al lê 'n boek met die naam van Local Government Law in the Transvaal. Ek wil 'n bietjie kyk wat sê die artikel 45 van die ordonnansie oor mense wat hulle posisies misbruik. En ek bring vir my daai transkripsie van die bandopname wat ons met Jacques Du Plessis gemaak het. Reg om ja, ek is nou terug. Jong Driesie, wie wil jy nou doen? Ek hoop so, Sam. Ek hoop so. Nou seker sat vir die stok in hierdie huis. Jy moet my gaan praat nie, gaan ek dorp toe. Jy weet, dit is baie geselliger in 'n kroeg. As 'n ongesellige huis met 'n ongesellige vrou. Kan maar nie minste skel hier doen. Stop. Trek ons die kar uit. Jy sal my gaan. Dink jy kan jou te lekker hier so. Jy weet maar. As jy hiermee gaan aanhou. Weet nie dat jy is nie meen. Jy kan niks aan my doen wat jy nie reeds gedoen het. Jy is nie vir Charlotte Mos nie. Wat probeer jy sê? Ek probeer maar net sê dat as jy nie vir my 'n goeie vrou wil wees nie, gaan ek daai kinders wegsteek. Dan sit jy stoksiel alleen hier. Jy sal dit nie doen. Sal ek nie? Sal ek nie. Jy het gister vir wel sy vrou gesê dat ek 'n tommet geliefd was, ja. Maar jy het mos op. Nou maar af. Kyk maar, jy tyd op môre. Wil jy maar die vrou gaan sien? Ek wil hê jy moet vir haar sê jy het
'n fout. Vir my dooie liggaam sal ek lieg om jou te beskerm. Maar jy sal lieg om my kinders te behou, né? Eers jy sal so laag wees om my kinders by hierdie ding te betrek. Ek sal maar. Ek sal. So môre gaan jy daai ou saakie uitstryk met die welsyn, ja. Of anders is daai kinders maandag in 'n weeshuis of een of ander plek, baie ver van Hofmansdal af. So jy kan kies. Jy weet dat jy 'n fout maak nie. Liewer nie. Mevrou Breed? Goeienaand, meneer Swanepoel. Nee, hy is ongelukkig nou net hier uit. Mevrou Breed, is dringend dat ek met meneer Breed praat. Die Gazette het 'n storie in oor meneer Breed. Eintlik 'n paar stories. En dis nie mooi stories nie, ek het net gevoel hy moet weet daarvan. Ek is jammer, maar ek het nie benul waarheen hy is nie. Mevrou, dit is ernstig. Die goed lyk vir my lasterlik. Daar's 'n storie oor hoe hy Klein Sjaal geslaan het en 'n storie oor vreemde grondtransaksies. Ek kan weier om die koerant verder te druk, maar ek is bang Winterbag dag van my daarna want ek het 'n kontrak. Ag nee, meneer Swanepoel, ek is seker my man sal nie kleinlik wees nie. Mevrou, dis ernstig. Die eerste eksemplaar het net van die masjien afgekom. En ek kan mevrou een bring as mevrou dan self wil kyk. Nou maar goed, meneer Swanepoel, dan sal ek dit vir my man gee sodra hy terugkom. Mevrou Breed, dink jy nie ek moet regtig die masjien afsit? Nee, meneer Swanepoel, dit sal dalk net lyk asof my man iets het om weg te steek. Ek is seker as daar lasterlike dinge in die koerant is, sal hy onmiddellik met sy prokureur se verbinding tree. As u dan so sê, mevrou, dan bring ek maar net gou die koerant toe. Totsiens, meneer Swanepoel. Waar gaan ons volgende week die koerant druk, Dries? Ek sal my maandag daaroor bekommer, nie vandag nie. Ek's bang vir jou, pa, Dries. Jy gaan teen maandag soveel moeilikheid hê, jy gaan nie tyd hê om 'n ander drukker te soek. Dit moes kom een of ander tyd. Kom, vat jou huis toe. Lekker slaap. Ja.
En dat weet je zo. Ja, ik weet het weer niet morgen. Maar luister, ik heb morgenochtend zijn gezet hier voor mij. Ik wil een dringende hoofonderdak hebben in die verspreiding van die Koran. Nee, dat kan niet waar niet. Nee, ergens nu een radio bij die Koran. Wat help aan nou? Jacques du Plessis. Ja, ik weet het weer niet meer, Jacques. Maar ik heb gedink je zo angstig wees om te weten wat je als kwijt geraakt wordt in die Koran. En ik gezegd, ja. Je hebt prachtig gedaan, Jacques. Ja, je kan bij je trots wezen op jezelf. Net jammer, je gaat bij je zeer, dan krijg je echt, Jacques. Swanee, heb jij gezien wat je gedrukt hebt vandaag? Ik ga een dringende hoop aan de krijgen om die verspreiding van die gezet te verhoeden. Ja, en daarna had ik een dagvaard voor laster. Je weet hoe erg je laster bent. Zo ik stel je ook mijn dagvaard op Swanee. Dat was een beetje daar na. En nog een, dit gaat ook maar dit. Waarvan je mij beschuldigt, persoonlijk. Ik weet en jij weet hem zo niet, wat die waarheid is. Maar hoe gaat dat nou uitvinden, hè? Dat is wat ik graag wil weten. Je weet, Henrik, ik heb langlaas voor iemand zoveel respect gehad zoals Erwin verwacht. Hij is die eerste mens wat die morele moed het om jou aan jou straf te grijpen hier te borg. En je ook klaar Nee, Henrik, ik wil nog dit voor jou sê. Ik heb in geen jaren een Koran zo geniet als daar ik gezien. Ga je het net zo geniet, Marel? Als je Shala Mossie zo goedjes moet oppakken voor die weeshuis? My kliënt voer aan dat daar geen twyfel kan wees dat hy in die ergste graad in die Koran belaster word nie. As die Koran eers op straat is die skade gedoen. En geen lasteraksie wat daarna ingestel word, kan ooit weer my kliënt se goeie naam en ere herstel nie. Ek wil ook aanvoer, die edele, dat my kliënt 'n vooraanstaande persoon op Hofmansdal is. Hy bedryf verskeie besighede en die soort aantuiging wat daar gemaak word, naamlik dat hy korrup is en dat hy... Maak besware, eerlik. My geleerde vriend gebruik woorde wat nie in een van die stories voorkom nie. Die woord korrup staan nie in een van die berigte nie. Ek is jammer, eerlik. Wat ek bedoel is dat die indruk in die gazet gewek word dat my kliënt korrup en oneerlik is, dat hy sy posisie in die bestuurskomitee misbruik tot eie gewin, dat daar 'n samenswering teen die koerant is om die se mond te snoer. Die vraag is, meneer Miller, hoeveel waarheid daar in die berigte steek? Ja, eerlik, ek gee toe dat dit in hierdie saak relevant is. Maar ek wil aanvoer dat hierdie hof nie by ingeroep is om die waarheid al dan nie van die berigte te toets nie. Ons uitgangspunt is een van waarskynlikheid. Indien hierdie hof dan sou beslis dat daar waarskynlik laster gepleeg word, al gaan die hof ook nie in op die feitelikheid van die berigte nie, dan is dit my submissie dat my kliënt se karakter en besighede onherstelbare skade sal ly as gevolg van die uitgawe van die koerant. En dat die hof dus in die guns van my kliënt moet beslis. Nou, na watter van die berigte verwys u spesifiek as u sê dat u kliënt waarskynlik belaster word? Wel, eerle, die spotprent om mee te begin. Dit verskyn op dieselfde bladsy, sal u merk, as die berig oor die dragsla wat my kliënt sy seentjie gegee het. Die implikasie van daardie spotprent is dat dit 'n wreedaardige aanranding op 'n weerlose kind is. U sal ook sien dat my kliënt daar met 'n sambok in sy hand voorgestel word en dat... Daar is ook 'n foto van die seun se rug. Nou daarvolgens lyk die dragsla wat breed die kind toegedien het vir my buitendien wreedaardig.
hoe dit ook al sê, edele, ek dink nie dis vir hierdie hof om te besluit oor die meriete al dan nie van die berigte nie. My submissie is dat daar by die gewone leser van hierdie koerant geen twyfel hoegenaamd kan bestaan oor Breed se karakter nie. Hy word voorgestel as iemand wat 'n vete voer teen die Gazette, kinders mishandel, wat met vertroulike inligting smous en wat mense manipuleer om na sy pype te dans. Edele, ek wil dus aanvoer dat die verskyning van die Gazette op straat my kliënt geweldige skade sal berokken. Materieel en geestelik. En dat die hof dus 'n interdik moet plaas teen die verkoop van die koerant. Edele, mag ek net 'n oomblik gebruik om die agtergrond te skets? Die Gazette bestaan al reeds sedert 1904 en nog altyd deur dieselfde familie. Edele, wat in die verlede gebeur het, is irrelevant in hierdie saak. Dit mag relevant wees, meneer Miller. Gaan voort asseblief, meneer Hofmeyer. Dankie, Edele. Wat ek wou sê, in die jare van die koerant se bestaan, het hierdie koerant nog nie 'n enkele suksesvolle lastersaak teen hom gehad nie. In hierdie betrokke geval is daar genoeg feite in elkeen van die stories om die berig te substansieer. Ek verwys na bladsy 1 hier, die opskrif Breed in vreemde transaksie. Die berig sê dat Breed die Gazette se gebou gekoop het teen die eienaar se sin, ene Du Plessis. In enige terme, Edele, is dit vir my 'n vreemde transaksie. Verder, Edele, word gesê dat Du Plessis, hy haal aan oor die betrokke transaksie en so ook die besluit van 'n drukkery om nie meer die Gazette te publiseer nie, op aandrang van Breed. Verder op bladsy 3, Edele, Breed wil die Gazette toemaak, die opskrif. Die berig sluit aan by die op bladsy 1 en brei uit daarop. U het ook daar 'n fotostaat van 'n brief deur Breed self onderteken waar hy lastige en irriterende reëls aan die Gazette voorlê. Onder meer die ligte wat elke middag om 4:30 afgesit moet word, dat die ligreëling nie meer aangeskakel moet word nie, dat die Gazette parkeerplek in die gebou verbeur ensovoorts. Die berig lê voorts dat Breed probeer het om steun by die sakekamer te werf vir die weiering van alle advertensies aan die Gazette. My geleerde vriend en sy kliënt het nie die waarheid van enige van hierdie stellings weerspreek nie. Edele, ek maak beswaar. Dit was die uitgangspunt dat hierdie hof nie bevoeg is om oor die meriete al dan nie van die berigte uitspraak te lewer nie. Met ander woorde, nie oor die kwessie van laster al dan nie uitspraak te lewer nie. Dit sal die onderwerp wees van 'n volgende regsgeding tussen my kliënt en meneer Hofmeyer se kliënt. Ons vra dat die hof moet beslis op 'n grondslag van waarskynlikheid. Nou ja, om te besluit oor waarskynlikheid is die inhoud van die berigte tog ter sake. Nie waar nie, meneer Miller. Gaan voort, meneer Hofmeyer. Dankie, heer. Wat die berig op bladsy 5 betref, Edele. 'n Wrede poets op meisie. Die berig is geskryf volgens die getuienis van die betrokke meisie. En daar sien jy 'n foto van 'n tjek wat in die saak ter sprake is. My geleerde vriend, Edele, kan miskien wel die meisie se storie bevraagteken, maar dan sal hy ook moet verduidelik waarom Breed so 'n reuse tjek aan haar oorbetaal het terwyl hy haar geen geld verskuldig is. My submissie is dus, Edele, dat haar storie waarskynlik waar is. Volgens my mening het my geleerde vriend nie die prima facie saak uitgemaak dat die berigte in die Gazette foutief is nie. Wat betref sy stelling dat Breed vooraanstaande persoon op Hofmansdal is, Edele, het is my submissie dat dit juist daarom vir hom 'n groter verantwoordelikheid skep om sy gesag en sy invloed nie te misbruik nie. Juist omdat hy 'n openbare figuur is, Edele, is hy aan groot openbare vereistes van karakter, gedrag, optrede en so meer onderworpe as die gewone man. Wat hier ter sprake is, Edele, is wie die grootste skade gaan ly indien 'n bevel teen die verspreiding van die Gazette uitgereik word, die koerant of Breed. Terwyl daar geen prima facie bewys is dat enige iets wat die Gazette berig het wel onwaar is nie, sou dit hoogs onbillik wees om die koerant van die straat af te hou, juis omdat het Breed se saak, naamlik om die koerant soveel skade as moontlik aan te doen, verder sou bevorder. Dit is dus ons submissie, Edele, dat Breed hierdie saak nie aanhangig maak
met die hoop om 'n lasteraksie te wen nie, maar bloot om sy vete teen die koerant voor te sit. Die vraag is natuurlijk nie net of die berigte waar is nie, meneer Hofmeyer, maar wel of dit in openbare belang is. Ja, u edele. Ek dink uit die aard van Breed se posisie op die dorp is enigiets waarby betrokke raak ipso facto van openbare belang. Ten slotte, u edele, as die verspreiding van die koerant verbied word, is die verlies van meneer Winterbag in die omgewing van R30.000. Ons vra dat u die versoek van die eiser verwerp aangesien hy genoegsame geleentheid sal hê om latere aksie aanhangig te maak om skade wat aan hom berokken is te herhaal, indien hy saak sal hê. Die hofse bevinding aangaande die versoek van die eiser word bepaal deur die prima facie bewysstukke wat hier voorgelê is. En soos u geleerde here albei aangevoer het, deur die waarskynlikheid van laster. Die hof is van mening dat die eiser Breed nie 'n sterk genoeg saak het om die verspreiding van die koerant te verbied nie. Die eiser het ook nie bewysstukke of getuienis aangebied om die waarheid van die berigte onder verdenking te plaas nie. En die hof moet dus aan die koerant die voordeel van die twyfel gee. Die hof sal vandag. Dankie. Dankie, Missie. Jy is nie advokaat se frotskoene jy nie, man. Kom. Jy het sekere beweringe teen my gemaak, Winterbag. Ek gaan vra vir 'n mosie van vertroue. En as ek dit kry, en ek gaan dit kry, hoor, nie fout maak nie. En dan gaan ek jou en jou koerantjie belet op alle stadsraadsvergaderings in die toekoms. Net dit nie. Ek gaan elke bron van nuus op hierdie dorp vir jou laat afsny. En oral waar ek en my vrou op enige organisasie hoegenaamd enige invloed het, gaan ek dieselfde doen. As hulle die koerant hier kom uitbring, dan gaan jy weet jy het 'n geveg op jou hande, hoor. Wie kom? Daai ouens het geld, joh. Moet die? Hulle het geld. En hulle het die beste kleurprosesse. Weet wat? Ek gaan eens probeer sorg dat ander mense daar adverteer nie. Wat is nie nodig nie. Hulle gaan die beste koerante hê. So jy sien, Winterbag. Ek het so pas maar eers begin beklei. Jy amuseer my, Breed. Wie jy dit? Want ek wil hê jy moet 'n lasteraksie teen my bring. En as jy dit nie doen nie, dan gaan ek jou afskryf, week na week op die voorblad. Want jy het geraamtes in jou kas belag. En ek gaan my kas oopmaak. En ek gaan begin kyk. Die mors my tyd, ek loop. Gaan met dit toe. Dis een van die geraamtes, né, Breed? Wat het jy aan haar gedoen dat sy gaan selfmoord pleeg het op die dam? En Helene McDonald. Wat het dit vir jou die moeite werd gemaak om R5.000 uit te skryf om van haar ontslae te raak? Jy sien, Breed, hoe jy met my begin het. Toe jy met die verkeerde man begin beklei. Want jy mag dink ek is 'n non-entiteit, maar jy gaan daar val. En een ding beloof ek jou. Die Gazette gaan nog lank daar wees as ek jy die tronk. En ek gaan nie ophou voor jy agter die tralies is nie. Want jy weet, Breed, jy is 'n skelm en 'n bedrieger. Wel, dit was 'n baie opwindende dag. Dis die eerste keer dat ek in 'n hof kom, weet jy. Of 'n soort hof in elk geval. Dries. Wat jy gesê het vir Breed oor my ma, oor Anna de Tooy, is dit waar? Ek weet nie. Dis een van die dinge wat Jacques kwyt geraak het. Mag maar net 'n storie wees, maar ek wil kyk wat sy reaksie is. En? Ja, jy het gesien hoe hy geskrik het. Wat dink jy? Om die waarheid te sê, McDonald, ek is te moeg om te dink. Nou kom ons gaan na jou plek toe, nou maak ek vir ons ontbyt. Jy het gister laas geëet, weet jy dit? Jy hou my dop, né?
Ja, ek sien wat maak jy met jouself. Wie om die waarheid te sê, as ek nie gedink het jy sou dink is voorbarig nie, het ek gister al vir jou kos gekoop. Wag tot jy jou eerste checkie kry. Ek het jou baie verkeerd opgesom, weet jy. Hoe so? Ek het altyd so 'n negatiewe indruk gehad oor koerantjies. Sulke ouens wat so rond staan en sensasies soek en skryf oor ander mense maar wat self niks doen. O, en ek is anders. Ek dink so. Wat sou gebeur het as jy jou saak verloor het vandag? Om jy die waarheid te sê. Ek het nie getwyfel in die bevinding. Dit lieg jy, meneer Winterbag. Ek het gesien hoe sit en kou jy letterlik jou naam. Hoeveel geld het ek in die bank? Hulle is my uitgeroei het. En die prokureurs en die advokate vandag? Ag, hulle kan ek maar afbetaal. Hulle is ryk, hulle kan maar 'n bietjie wag. Jy's 'n powere sakeman, meneer Winterbag. Het iemand jou dit al vertel? Ek is nie 'n sakeman nie, juffie. Ek is 'n koerantman. Ja. Nee, neem nou gou kom. Jacques du Plessis het selfmoord gepleeg. Hy het homself in sy kar vergas. Die polisie is daar. Die dokter hy works. Neem nou gou kom. Jy moet maar huis toe gaan, Lientjie. So besigheid is nooit mooi nie. Alright, kom. Ja, hulle is allemaal weg. Weet wat jy vir ek en die doen in die kantoor toe. En dan gaan jy poliestasie en kyk hoe jy kan uit. Lene, ek wil hier met mevrou Du Plessis gaan praat. Vat die transkripsie van Jacques se band saam. Hoor wat sê sy. Okay. Oop net, hoor hierso. Ek wil nie jy moet iets sê van die transkripsie voorlopig hoor. Ja, nee. Ek sal later met die majoor gaan praat. Ek gaan op Breedse plaas toe. Gaan ons 'n ekstra uitbring, meneer. Natuurlijk. Ek sal later met hom Swanie praat. Kom ons ry. Je pad voor mij! Wag eers. Luister wat ek vir jou te sê. Wat jy vanoggend in die Gazette gelees het, dis nie Jacques Du Plessis se hele storie nie. Hier's wat hy nog alles oor jou te sê het. Lees. Snert. Klomp leuns, man. As dit is wat hy te sê het, het hy eenmal in sy lewe te ver gegaan. En as dit is wat jy hier kom maak, het jy gerus in jou kartlemarij. Jacques Du Plessis sal het nooit waag om op te staan in die hof en teen my te getuig nie. Nooit. Buitendien. Sy woord teen myne. Hy sal nie teen jou in die hof getuig nie, Breed. Hy is dood. Hy het homself vergas. En nou gaan ek daai bandjie na die polisie toe neem. En ek is seker hulle sal baie graag met jou wil gesels oor wat Jacques Du Plessis nog op daardie bandjie te sê het. Want jy sien, dalk was dit toe nooit selfmoord nie. Wie weet. Winterbag, wat bedoel jy? Presies net wat ek sê, Breed. Wat maak jy in meneer Winterbag se kantoor? Ek soek die bandopname wat hy met Jacques Du Plessis gemaak het, André. Maar jy mag nie in sy laaie krap nie. Jy kon gewag het tot hy terugkom. Daar's nie tyd nie. Ek moet 'n onderhoud met mevrou Du Plessis kry en al die transkripsies is ook weg. Nou maar, maak maar dat jy wegkom, ek sal self soek. Het
jy nie die bandjie of die transkripsie gehad nie, Sam? Nee, wat sou ek daarmee maak? Hoekom? Ek moet dit vir mevrou Du Plessis wys. Ons nie nou tyd nie. Ek moet oor 'n halfuur by die drukkery wees van die blad. Ek moes onthou wat hy als gesê. Dis jy is die ding. Ek het nooit die volle transkripsie gelees of die band volledig gehoor nie. Maar waar is Winterbag? Hoekom vra jy nie vir hom? Hy is verbreed. Ek weet nie wanneer kom hy terug. Iemand moes dit gevat het. Ons is gisteraan nog hier. Ek is van die Gazette, ek wil graag met die ma praat. Ek is jammer meneer, maar my ma kan met niemand praat nie. Die dokter het haar 'n inspuiting gegee, sy is baie ontstel. Ons is almal baie ontstel. Ek weet juffrou, ek is jammer. Maar jou pa het iets oor Breed gesê voordat dit dood is. Ek wil net hoor wat jou ma se mening daaroor is. Sy wil nie met iemand van die pers praat nie en dis finaal. Loop nou asseblief. Dankie. Sam, hier zijn. Samen net voor die opdrukkers te pakken. Weer? Ja. Dit gaan niet zo om zijn. Dan Gertie krijgt mij van Staten in die handen. Zeg maar mijn medicijns gereed hebben van het water uitgehaald. Goed, meneer Winterbag. Hoe voel je? Bietjie rof aan die kant. Het is nou te laat voor ontbijt. Kom eens, gaan druk een kopje koffie daaronder. Meneer Winterbag, zie je nou waar je aangevangen hebt? Als dit niet voor jou neus en steekrij was, nie, dan Du Plessis vandaag nog geleven. Maar nee, hè. Jij moet krap tot iets iewers oopbreek. Dan Gertie, ek is bij hem. En ik wil rarig niet nou argumenteren. Ja, jy is moeg, maar Du Plessis is dood en dat is jouw schuld. Jij moest geweten het om verbreed uit te los. Dan Gertie, jy begin vervelig raak. En jy irriteer my. So vat nou jou ou handsakkie en ga huis toe. En sorg dat jy Sondag in die kerk is. Maandag voel jy weer beter. Nee, ik zal beter doen als dit. Ik zal ook van nooit weer terugkomen. Nie. Jy het die regte ding gedoen, Dries. Jy moenie begin twyfel. Alle mense twyfel maar. Meneer Winterbag, ek is Pieter Stand Groewe. Aangenaam kennis. Aangenaam kennis. Gee om as ek sit? Natuurlijk niet. Dus juffrou McDonald, sy werk ook in die kantoor. Aangenaam kennis. Ek is hier oor meneer Du Plessis. Ek het gelees wat u vanoggend in die Gazette geskryf het. Veral oor die transkripsie van die bandopname wat jy gemaak het. Ja, ek kan vir die transkripsie gee, maar die bandopname is weg. Weg? Ja, ek het 'n kaset in die laai gehad in my kantoor. Ek het gister nog met die ding gewerk, maar vanoggend is hy weg. Nou is dit gesteel? Ja, ek weet nie, het lyk so. Het jy al die saak aangemeld? Die waarheid is meneer Groewe. Ek het nog hier stil gesit van gisteroggend af. Ons kom nou net van die kantoor af. Mag ek die transkripsie sien asseblief? Ja, natuurlijk. Dat is nogal incriminerend. Maar u het nie alles geplaas nie, meneer Winterbag. Die ding van Breed, dat Breed hom afgepers het. Dit was nie in die koerant nie. Dis laster. Ek sal bly wees as u die saak sal gaan verklaar by die polisie, meneer. Ek sal vingerafdruk deskundiges na u kantoor toe stuur. Sal u daar wees? Hoorie Susant, hierdie man het gisternaand glad nie geslaap nie. Hy is so moeg hy kan inval. Toe maar dit sal nie lank neem. Ek gaan net nou boontoe, julle kan maar kom.
Kan u onder eed verklaar dat hierdie transkripsie 'n ware weergawe is van die band? Ek kan nie. My sekretaris het die ding getik. Ek het dit nie getik nie. Jy kan haar vra. Sy is 'n bietjie ontstel vandag. Ek weet nie of jy veel vreugde daar gaan kry nie. Ek sal bly wees as jy later by die polisiestasie 'n draai kan maak om 'n verklaring te doen. Ons volg maar alle leidrade op. Vermoed jy 'n moord? Op die oomblik nog nie. Dr. Kritzinger het die lijkskouing gedoen. Hy sê dis koolstofmonoksiedvergiftiging. Jy sien meneer, jy kan nie 'n man so vergiftig sonder om hom in 'n kar in te dwing nie. Daar's geen letsels aan die lijk van 'n striweling nie. Die deure was oop, dit was nie gesluit nie. Hy kon uitgeklim het as hy wou. Klink amper te maklik, né? Dit is wat my ook ander. En as hierdie transkripsie waar is, dan stel dit vir meneer Breed in 'n baie ernstige lig. Ek wil nie onnodige gevolgtrekkings maak sonder enige bewyse nie. Ek sien nie later. Totsiens. Totsiens. Dink jy regtig Breed het hom vermoor? Nie met sy eie hande nie. Dalk het hy net vir Jacques Du Plessis te ver gedryf. Wat van die kaset wat weg is? Dis aardig. Ek kan aan niemand dink wat daai kaset sou wou steel behalwe Breed. Kom ons wy. Dis die polisie se werk, nie ons. Goeiemôre mevrou Smit. Ja. Ek is Pieter Sergeant Groewe van die polisie. Ek ondersoek die dood van meneer Jacques Du Plessis vroeg vanoggend. Nou ek verstaan u het 'n transkripsie getik van 'n bandopname wat meneer Winterbag met meneer Du Plessis gemaak het. Is dit korrek? En ek verstaan ook die bandopname is nou weg. Kyk, ek het nie daai opname gevat nie, as dit is wat jy bedoel. Maar u het geweet waar dit was. Natuurlik. Was u enige tyd tussen 11 uur gisteraand en 9 uur vanoggend alleen op kantoor, mevrou? Meneer Winterbag het gebel en gesê het moet kantoor toe kom. Dit was 8 uur vanoggend. Ek is toe kantoor toe, maar Norkie was alreeds daar. In die kantoor? Nee, hy het buite gewag. Ek draai sleutel by my. En toe is julle saam in? Ja. Was hy die hele tyd daar toe u daar was, mevrou? Nee, hy het 'n hamburger gaan koop, maar as jy wil sê ek het daai opname gevat, dan moet jy nou jou woorde begin tel. Ek van daai soort beskuldiging nie sommer so nie, dis laster. Ek beskuldig u nie, mevrou. Ek vra vrae. Kan u onder eed verklaar dat hierdie transkripsie 'n ware weergawe van die bandopname is? Dis jy mal. En jy daai bandopname gehoor, jy kon skaars uitmaak wat daar aangaan. So onduidelik was dit. Wat het hulle dit skelm gemaak, wat hy van bandopnemers weet, dis 'n sonde. Maar vir u dit redelik sin gemaak, want die transkripsie lees redelik maklik. Dat het sin gemaak word, laat ek daarvan sin gemaak het. Helfte van die tyd kon jy nie hoor wat hulle sê nie. En buiten die gaan so 'n verklaring onder eed nie maak nie. Du Plessis het meeste van die tyd daar gestaan en lieg. Ek het hom nooit vertrou nie, en dis 'n feit. Tot ziens, meneer. Ons is klaar, meneer Winterbag. Jy het iets gekry. Ek weet nie, Kloete hier moet terug aan Labs toe om te gaan vergelyk, maar ons het al jou personeel se vingerafdrukke. Ja, ons moet sien. Tot ziens, meneer Winterbag. Tot ziens. Dankie. Ja, mevrou Breed. Ek het nie verwag om jou in ons kantore te sien nie. Dis mos my man se kantoor, meneer Winterbag. Ek het maar net kom kyk hoe lyk dit hier so. Moet sê, dit's fouler as wat ek verwag het. Dis omdat drukkers ink nie wit is nie, mevrou. Nou, jy het ook 'n antwoord reg vir alles. Ja. En ek hoop jy het net so 'n goeie antwoord as ek jou vra wat jy hier soek. Ek kan weet dis nie 'n sosiale besoek nie. Nee, jy kan weet, meneer Winterbag. Jy kan dit maar sit. Nee, dankie. Ek sit net saam met my vriende. Wat kan ek vir jou doen? Jy weet, jy's nie my man. Net so arrogant en net so onplesierig. Behalwe vir een groot verskil. Hy's 'n skrik, ek nie. Pragtig. Dis die beste beskrywing wat ek nog van hom gehoor het. Kom ons begrawe nou die strydboom. Ek is hier oor ek jou hulp nodig het. Jy het my hulp nodig soos ek kinkoes nodig het. Jy's baie pittig, meneer Winterbag.
Maar ek is ernstig. Jy en meneer Winterbag en ek het iets in gemeen. Ons wil albei weet watter soort skelm Hendrik nou eintlik is. Miskien kan ek jou help. Miskien kan jy my help. Mevrou, ek vertrou julle breeds nie so ver my neus lank is nie. Wat laat jy vir een oomblik dink ek sal saam met jou sit en vertroulike inligting uitruil wat julle in julle hofsaak later teen my kan gebruik? Omdat ek hom net soveel haat soos jy. Dis waar jy fout maak. Ek haat hom nie. Hy is soos 'n vlieg. Jy klap hom dood as jy kan, maar jy haat hom. Gaan jy my help of nie? Wat kan ek vir jou doen? Ek wil haar transkripsie sien. O, die polisie het ongelukkig die enigste eksemplaar wat oor is. Polisie? Ja, kan jy vertel wat daarin staan? Dis maar basies wat ons in die gazet gehad. Behalwe vir 'n paar nare opmerkings oor jou man se karakter en die feit dat hy vir Jacques Du Plessis afgepers het oor hy verhouding gehad het met 'n vrou in Johannesburg. Afpersing? Ja, dis Hendrik. Ek kan dit goed glo. Sit dan. Ja, dis al. My man het vir Jacques Du Plessis doodgemaak. Het jy geweet? Hoekom gaan sê jy dit nie vir die polisie nie? Ja, maar jy ken nog nie Hendrik. Hy het dit op 'n baie beskaafde manier gedoen, meneer Winterbag. Met een telefoon. Jy sien meneer Winterbag, jy het ook vyande op Hofmansstad. Nee, Hendrik. Swanepoel van die drukkery het laas nag 11:30 'n kopie van die Gazette op die plaas afgelewer. En toe Hendrik nou sien want Jacques alles van hom kwyt geraak het hy vir Jacques gebel. Ek kan ongelukkig nie onthou wat hy alles vir hom gesê het. Nou ja, môre was Jacques dood. Selfmoord. Moes 'n redelike reguit gesprek gewees het, dink jy? Ja, blyklik. Maar so ken ek vir Hendrik. Eintlik is daar niks nuuts in daai storie vir my. Maar wat my wel interesseer is daai meisietjie. Wat sy naam nou weer, met wie jy uitgaan? Jy bedoel seker Eileen McDonald? Ja. Sien, daai storie is my interessant. Sê my, hoekom is Hendrik so angstig om van haar ontslae te raak? Hoekom vra jy hom nie? Hy's jou man. Weet jy regtig? Ek weet regtig. Maar ek sal net so graag wil weet soos jy. Jy het nie haar ma geken nie, het jy? Anna de Tooy. Nee, ek was toe nog te klein. Sy was 'n baie mooi vrou, meneer Winterbag. Wat bedoel jy baie mooi? Net soos Eileen McDonald. Net so. Die laat uitgawe is mos al op straat, wat wag hier vir my? Jy weet ek het 'n vroeë oggend gehad. Dok, jy het gesê dat Jacques Du Plessis selfmoord gepleeg het. Is dit die waarheid? Ek bedoel, is jy seker? Hoor jy Ameries, ek is moeg man en ek het regtig nie lus om met jou te staan en gesels. Natuurlik is ek seker. Wat bedoel jy? Dok, ek was nog net by die polisie gewees. Jy moet net 5 minute. Ek het 'n kaset in my kantoor gehad. Alles wat Jacques Du Plessis oor Breed gesê het. Deel daarvan het ons in die koerant gepubliseer. Maar die ergste daarvan het ons nie daar gesien. Die kaset is weg. En daar's geen enkele vingerafdruk in daai kantoor nie. En daar's ook nie ingebreek nie. Nou wie het so baie belang in daai kaset, behalwe Breed? Is sy gebou? Tog sekerlik het hy 'n loper vir al daai deure? Nou, maar as jy vir Breed verdink, mag jy vertel dit vir die polisie, waarom sê jy dit vir my? Ek saam, maar luister net hierna. As ek iemand wil vergas, dan kan ek net so maklik wag dat hy dood is. En dan sluit ek die deure oop van sy kar, maar dit lyk aan selfmoord. Hoor jy so, Andries? Ek het gesê Jacques Du Plessis is dood aan koolstofmonoksiedvergiftiging. Ek het nie gesê wie dit toegedien het nie, né? Want ek's nie heldersiende nie. Beantwoord dit jou vraag. Dok, jy skielik baie vyandig teenoor my, wat maak keer? Man, ek is nie vyandig gesind of so nie. Ek sê vir jou, ek's moeg, ek's 'n moe man en daar wag 'n geval vir my. Dis al wat dit is. Dok, laat ek jou net dit vertel. Ek was by die vrou van die welsyn wat Charles se pak sla ondersoek het. Weet jy wat sê sy vir my? Sy sê vir my vrou Breed was daar om alles te ontken wat sy oor haar man gesê het. Ameries, ek kan nie mooi sien waarop jy afstuur. Ek sê waarop ek afstuur, Dok. Charles Breed se pak sla was die vreedaardigste aanranding wat ons nog ooit gesien het. Die welsynsvrou sê nie so nie, maar ek kan sien sy dink dit. Jy het 'n oorrede dat dit nie so ernstig is nie. So jy het vir Breed probeer beskerm en ek wil weet hoekom.
Luister jy, Andries, ek het nie nodig om vir jou... Jy het, luister. Veronderstel net vir een oomblik dat Jacques Du Plessis merke op sy lyf gehad. Soos met 'n struweling, iemand wat hom in 'n kar probeer forceer. En Breed het iets daarmee te doen gehad. Dop, sou jy dit verswyg om Breed te beskerm?